Ek het verlede keer begin met 'n reeks oor die verhaal van Jesus wat daar in Lukas 4 vanaf vers 33 in die sinagoge van Kapernaum gekom het. Ek wil vandag met jou praat oor die tema 'n onmoontlike kombinasie. Daar staan in Lukas 4 vers 33 tot 34 hierdie woorde. In die sinagoge was daar 'n man wat in die mag was van 'n bose onreine gees en hy het hard geskreeu: "Ha! Wat het ons met u te doen, Jesus van Nasaret?" Nou, dit was twee totaal teenstrydige mense wat hier teenoor mekaar gestaan het in daardie sinagoge. Aan die een kant was daar die man met 'n bose, onreine gees. Aan die ander kant was daar Jesus, die seun van God, volmaak in sy heiligheid en reinheid. Demone of bose geeste word dikwels in die Nuwe Testament as boos of onrein beskryf, omdat hulle totaal gestroop is van alle moraliteit en reinheid. Ek kan my net indink watter impak hy in die sinagoge gemaak het, hierdie demonies besete man, toe hy uitskreeu: "Ha!" Dis hoe Lukas die geluid wat hy gemaak het weergegee het in die grondtaal. Dis 'n uitroep wat spreek van verontwaardiging, maar ook van vrees en haat. En hy sê: "Wat het ons met u te doen, Jesus van Nasaret?" Nou letterlik in die grondtaal staan daar: "Wat is daar tussen ons en u?" Wat die bose gees hier sê is: "Gaan weg en laat ons alleen." Hy wil die indruk skep dat Jesus op sy terrein oortree en dat hierdie man aan hom behoort. Dis natuurlik 'n leuen. Dis die bose gees wat oortree. Die regmatige eienaar het nou gearriveer. Waar sonde en die Satan oorneem, probeer mense altyd of van God af weg te kom. Hulle voel veroordeeld en ongemaklik in sy heilige teenwoordigheid. So het Adam en Eva met God gewandel totdat die sonde in hulle lewe ingekom het. Toe het hulle vir die Here probeer wegkruip tussen die bome van die tuin, sê Genesis 3 vers 8. In die laaste dae sal die wat die Satan bo God verkies het, vir die berge en kraanse sê: "Val op ons en bedek ons vir die oë van hom wat op die troon sit en vir die toorn van die lam." Vertel Openbaring 6 vers 16. Satan wil altyd sy prooi tot elke prys van Jesus die verlosser af weghou. Nou die bose gees in hierdie man het heftig gereageer toe Jesus op die toneel verskyn. Hy was bang dat Jesus hom sou verdryf en sy slagoffer sou bevry. Dis interessant hoe verskillend engele en demone op Jesus se teenwoordigheid en werk reageer. Daar in Lukas 15 vers 10 sê dit dat daar blydskap onder die engele van God is oor een sondaar wat hom of haar bekeer. Maar die demone doen alles in hulle vermoë om te verhinder dat mense hulle bekeer. In die gedeelte wat hierdie verhaal vooraf gegaan het, daar in Kapernaum, waaraf ons vertel dat Jesus se eie mense, die mense van sy tuisdorp Nasaret, hom nie daar wou hê nie. Hy's verag en verneder. Maar nou gebruik 'n bose gees hierdie benaming met vrees en agting: Jesus van Nasaret. Dis nogal ironies. Daar in die voorafgaande gedeelte in Lukas 4 vers 29 het Jesus toegelaat dat mense hom uit Nasaret sy tuisdorp verdryf. Hy gee egter nie toe aan die bose gees wat hom nie in Kapernaum wil hê nie. Hy's veel meer verdraagsaam teenoor mense, sondaar mense, as teenoor demone. Dieselfde patroon het afgespeel in Gadara, toe die dorpse mense by Jesus aangedring het om uit hulle gebied weg te gaan, daar in Markus 5 vers 17. Maar die bose geeste het hom gesmeek om hulle te laat weggaan, daar in die varke in. Die bordjies sal natuurlik eendag verhang word, wanneer Nasaret en Gadara se mense en almal wat Jesus nie in hulle lewe wou toelaat nie, voor hom sal staan en volgens Lukas 13 vers 27 sal hoor: "Maak dat julle van my af wegkom." Dank die Here dat die omgekeerde ook waar is. Ons kan hom in ons lewe innooi, 'n uitnodiging wat hy nooit van die hand sal wys nie. Kom ons vra dit vir hom. Here, baie dankie dat ons na u toe kan kom. Dankie dat u so verdraagsaam is teenoor ons as sondige, gebroke mense. Amen. Tot volgende keer, alles van die beste.